Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Vrydagoggend. En ons is by Lukas 2. Hierdie is altyd 'n gedeelte wat vir my, ek weet nou nie hoe moet ek sê nie, maar altyd 'n stukkie laat glimlag het. Kom ons lees dit vanaf vers 41. Jesus se ouers het elke jaar vir die fees van die Pasga na Jerusalem gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle oudergewoonte vir die fees daarheen gegaan. Na afloop van die fees het hulle teruggekeer, maar die kind Jesus het sonder sy ouers se medewete in Jerusalem agtergebly. Omdat hulle gedink het dat hy elders in die reisgeselskap was, het hulle reeds 'n dag lank op pad voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle teruggedraai na Jerusalem om hom te soek. Na 3 dae het hulle hom op die tempelterrein gekry, waar hy tussen die leermeesters sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat na hom geluister het, was verstom oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle baie ontsteld. Sy moeder sê te vir hom, "Kind, hoe kon jy so iets aan ons doen? Kyk, jou vader en ek het angstig na jou gesoek." Maar hy antwoord hulle, "Waarom het julle na my gesoek? Het julle nie geweet dat ek met die dinge van my vader besig moet wees nie?" Hulle het egter nie verstaan wat hy vir hulle gesê het nie. Toe het hy saam met sy ouers vertrek en in Nasaret aangekom, en hy was gehoorsaam aan hulle. Maar sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Jesus het steeds wyser en al hoe meer volwasse geword, en toegeneem in guns by God en onder die mense. Geliefdes, ek kan verstaan dat sy ouers hysteries was. Ek meen, enigeen van ons wat hulle kind in 'n winkelsentrum verloor het, weet hoe dit voel. Jy raak van jou kop af. So dit is hierdie groot families en groot groepe het saam gereis, hulle reis terug, die kinders speel by mekaar, so dit was niks vreemd dat hy is maar by die ander kinders nie. En dan begin hulle onraad vermoed en hulle kry hom nie. En hoor daar, 3 dae. Weet jy hoe lank is dit? 3 dae soek hulle hom. En dan kry hulle hom. En dan is dit hierdie antwoord, het julle nie geweet ek moet met die dinge van my vader besig wees nie. En tereg staan nou, hulle het egter nie verstaan wat hy vir hulle gesê het. Nee, dit maak nie sin nie. Maar hier is 'n paar woorde wat ek en jy moet hoor. Die eerste een is, Jesus was gehoorsaam aan sy ouers. Hier staan, hy het saam met sy ouers vertrek en in Nasaret aangekom en hy was gehoorsaam aan hulle. Dis vir die Bybel 'n baie belangrike ding. Ons het heeltyd gepraat oor Jesus se gehoorsaamheid aan die wet. Deel van dit is om gehoorsaam te wees aan jou ouers. Dalk moet ons almal dit weer 'n slag hoor, of almal wat kinders het en al die kinders ook, baie belangrik in die Bybel. En dan, volgende ding, weer 'n keer hoor ons hierdie woorde. Ons het dit nou al hoeveel keer in Lukas gehoor, maar sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. Maria bewaar hierdie dinge in haar hart. En dan Jesus het steeds wyser en meer volwasse geword en toegeneem in guns by God en onder die mense. Hierdie kind Jesus raak groter en al hoe wyser en hy leer. Mag ek en jy ook leer. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks, dankie dat ons dit mag saam lees, en ja Here, dankie vir hierdie reis wat ons deur Lukas mag gaan, in die naam van ons Here Jesus Christus, Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.